As ons eerlik is met onsself, moet ons ook soos Paulus erken en bely dat ons sukkel met die sonde. Ons wil graag die goeie en die regte dinge doen, maar as ons kom kry, dan het ons alweer gesondig en die verkeerde gedoen. Paulus sê in Romeine 7 vers 14 dat ons as slaaf in die sonde verkoop is. Die mense in die tyd van die Romeinebrief was baie bekend met slawe. Jy betaal vir iemand en dan is hy lewenslang jou slaaf en moet hy alles doen wat jy sê. In ruil daarvoor versorg jy hom. Nou sê Paulus dat ons aan die sonde verkoop is en so slawe van die sonde geword het. Dit het met die sondeval in Genesis 3 gebeur toe Adam en Eva teen God in opstand gekom het. Die mense toe slawe van die sonde geword en daarom het ons Christus nodig. In 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 hoor ons dat Christus ons deur sy offer aan die kruis gekoop het en dat die prys vir ons betaal is. Daarom behoort ons nie meer aan onsself nie, ons behoort nou met alles wat ons is en het aan Christus. Christus het met sy lewe aan die kruis vir my en jou die volle prys betaal, sodat ons nie langer slawe van die sonde hoef te wees nie. Ons word nou 'n tempel van die Heilige Gees, en die Heilige Gees kom in ons bly en maak ons lewe nuut. Is jy nog 'n slaaf van die sonde? Hoe reageer jy op die versoekings wat oor jou pad kom? Probeer jy dit in eie krag hanteer of hanteer jy dit in afhanklikheid van God? En laat jy sy Gees vir jou die krag gee om die versoeking te weerstaan? Onthou, hy wat by jou is baie groter as die aanslag op jou.